Goeiemôre. Dis Vrydag, ek en jy het dit gemaak. Efesiërs 4:29 sê: Laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net woorde wat goed is vir die nodige stigting, sodat genade kan gee aan die wat dit hoor. Hierdie frase is nogal baie belangrik. Dit beteken dat ek en jy geen vuil woord uit ons mond uit moet laat gaan nie. Dit sluit in harde, seermaakwoorde, skinder, leuns, vloek, afbreekende opmerkings of enigiets wat iemand kan seermaak of iemand kan afbreek. Dit gaan nie oor vloek alleen of oor vuil taal nie, maar oor die onrein, bitter, giftige en nuttelose woorde wat ek en jy soms by ons mond laat uitgaan. Hy sê nee, sê eerder 'n woord wat goed is en wat stigtend is. Woorde wat kan opbou, wat aanmoedig, woorde wat vrede bring, wysheid gee of iemand anders nader aan God kan trek. God se standaard is nie net moenie sleg praat nie. Nee, dit is ons moet goed praat. Dis nie net die negatief nie, maar ook die positief. Dat ek en jy ons monde moet gebruik om goed te praat en om mense daarmee te bemoedig. Hy sê so mooi, hy sê volgens die behoeftes. Ons woorde moet pas by die situasie, by die behoefte en die persoon met wie ek en jy te doen het. Soos troos, waarskuwing en soms moet ons ook mense net eenvoudig bemoedig. Jy weet nie wat? Dan gaan dit nie oor die woorde wat by ons mond uitkom nie, maar dit gaan oor die gesindheid. Dit gaan oor dit wat ek en jy kan gee en wat ander mense kan hoor. Jou woorde moet soos genade wees wat ander mense sag en helend en liefdevol en met waarde behandel. Dink gou daaroor. Ek en jy kan dit wat ons praat en dit wat ons uit ons mond laat uitkom nooit weer terugtrek nie. Daarom dink voor jy praat. Bid dat die Heilige Gees jou mond sal lei en ook 'n wag voor jou mond sal sit. Bly weg van negatiewe gesprekke en gebruik jou woorde om ander mense daarmee te bedien. Sjoe, dis Vrydag. Ek en jy gaan baie praat hierdie naweek. Ons gaan met baie mense te doen kry. Mag daar geen vuil woord by jou mond uitgaan nie. Here, help ons, lei ons, sodat ons mond, ons woorde en ons taal sal gebruik om ander mense daarmee te stig en te bemoedig. Amen.